Goeiemôre, in hierdie week het ons gefokus daarop dat ons elke dag van die jaar in die volheid van die Heilige Gees kan leef, dat hy, toe hy sy Gees uitgestort het, ons strome van water, van lewende water gegee het, wat uit ons binneste vloei. Ons het ook gesien dat ons leef onder die beskerming van die krag en die naam van die Here, en dan het ons ook gehoor dat ons met waagmoedigheid na die Here kan roep. Al hierdie dinge spreek van die hart van 'n wenner in Christus. Jy weet, 'n wenner in Christus is iemand wat in hom 'n wengees het. Dink aan 2 Timoteus 4 vers 7. Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Gaan lees gerus weer in 2 Korintiërs, wat 'n geweldige stryd Paulus deurgemaak het vir die evangelie. En tog het hy in hom 'n wengees gehad tot op die einde. Groot niet in Filippense 4 vers 13 sê hy ook, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. En daarom kan u en ek ook vanmôre seker weet, dat met die Gees van God in ons en deur die krag van gebed, kan ons ook die goeie stryd stry, kan ons ook die wedloop volëindig en die geloof behou, en is ons ook tot alles in staat deur Christus wat ons die krag gee. Tweede kenmerk van iemand wat die hart van 'n wenner het, is groot nederigheid. Hoor wat sê Paulus, hierdie groot apostel van die Here, in 1 Korintiërs 15 vers 9. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Tog weet ons, nadat hy die ontmoeting met die Here gehad het daar in Handelinge 9, het hy die apostel genoem, wie se briewe ons tot vandag toe lees, as die woord van God in die Nuwe Testament. Hoor ook hoe Jesus sê in Jakobus 4 vers 6, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En dan sê Jesus self ook, in Matteus 11 vers 29, neem my juk op en leer van my, want ek is sagmoedig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Moenie vergeet dat in die saligsprekinge Jesus gesê het, salig is hy wat arm van gees is. Dit beteken nederig en afhanklik van God. Nederigheid beteken nie dat iemand op jou sal trap nie, maar dat jy met die liefde en die wysheid van God in afhanklikheid van die Here sal lewe. Dit is wat Paulus eintlik sê, ek is so afhanklik van God vir my bediening. Maar kan kom in Jakobus lees ons dan ook, dat God gee aan hulle wat afhanklik is van hom, groot genade. En dan sien ons die voorbeeld van Christus, wat ook nederig van hart is. Vanoggend wil mense nie weet hoeveel jy weet nie. Die spreekwoord sê so mooi, people do not care how much you know, until they know how much you care. Ek wil graag vanoggend vir jou vra, die manier waarop jy mense benader, hoe jy hulle probeer oortuig van die woord van God, is dit met nederigheid in jou hart, of is dit vol van jouself, en met woede oor die sonde in ander se lewens? Dink 'n bietjie na aan hierdie 3 gedagtes, aan hierdie 2 gedagtes. 'n wenner het 'n gees in hom, wat kan oorwin, en is afhanklik van die Here om in oorwinning te kan lewe.